Christene. En almal maak 'n ophef van Jesus, maar nie van Maria nie. Want was dit nie vir Maria nie, was Jesus nie daar nie. Ja. En sy bly so 'n bietjie stil en dan toe hulle nou besig is met die tande en die dinge, sy klaar sê sy vir Moriso, dokter, kan ek jou 'n vraag vra? Hy sê ja, vra my 'n vraag. Sy sê vir hom, my volgende afspraak wil ek jou ma graag sien en nie jou sien nie. Hy sê maar, wat wil jy met my ma uit te waai hê, want sy ken nie die situasie nie. Sy was maar net daar om in die wêreld in te bring. En ek het geleer vir al die goed en soos my ma sal nie weet nie. Sy sê vir hom, dis presies dieselfde. Ja. Maria was daar, waar koning Jesus uitgebore is. Sy word vereer onder die vroue en goed, vir dit wat sy deurgedra het en gedoen het, omdat sy gehoorsaam was. Maar sy is nie ons verlosser nie, sy het nie die kruis opgeneem nie, sy het nie vir ons gesterf nie, sy het nie uit die graf uit opgestaan nie. Toe weet hy nou nie wat om vir haar te sê en so aan nie. So ja, maar hy het toe 'n baie mooi boodskap gekry, deur wat nou die kruisie op haar nek dra, om te sê sy is 'n kind van die Here. En ek dink dit sal sy oë oopmaak, om dan vorentoe te sien in die lewe, om te besef hoe belangrik Jesus vir ons is in die lewe. Amen. Amen. Ja, dit is so wonderlik as mens sulke boodskappe lees. Dit om jouself te herinner aan God se goedheid en sy grootheid, nee. Amen. Ek wil vandag gesels oor Jesegiel 3, Amen. vanaf vers 16 tot 27. Jesegiel word aangestel. Die opskrif is, Jesegiel word aangestel as wag op die wagtoring. As jy nie in jou Bybel is, dan moet jy die Bybel weggooi. Jy moet daar wees. Vanaf vers 16 Ja, tot 27. Kom ons lees daar. En aan die einde van die 7 dae, aan die einde van 7 dae die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. Amen. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Aha. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Amen. Amen. Byna. Baie gevaarlike skrif die. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Amen. Prys die Here. Prys die Here. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. En die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê: Staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Amen. Ek staan op en gaan na die laagte uit, en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kebar rivier gesien het, en ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan, en hy het met my gespreek en vir my gesê: Gaan in, sluit jou toe in jou huis, en jy, mensekind, kyk, hulle sit vir jou toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong en jou vermeel hemel te laat klewe,
sodat jy stom sal word en vir hulle geen bestrawwer sal wees nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open en jy moet aan hulle sê, so spreek die Here. Wie hoor, laat hom hoor, en wie dit nalaat, laat hom dit nalaat, want hulle is 'n wederstrewige huis. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Lord. Hemelse Vader, ons dankie en ons loof U vir die woord, wat lewendig is, en kragtig is, en skerper is as 'n tweesnydende swaard. Ek vra dat U my sal help, dat ek die woord reg sal oordra. Vra dat U my sal vergewe vir my sondes, wat ek gedoen het, wetend en onwetend, dat ek rein en heilig vir U sal staan, Here. Maak my skoon en rein, die kanaal tussen my en U sonder enige blokkade sal wees. En Here, help ons ook elkeen wat hoor vanmôre, dat U teenwoordig is, elke persoon wat aanlyn gaan kyk, dat U hulle sal seën, dat die woord op vrugbare grond sal val. Ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan U woord, Here. Dankie Jesus vir die goedheid en U getrouheid. Amen. Amen. Waaroor gaan die boek Jesegiel? Jesegiel was 'n gewone man. Hy was 'n priester. Hy was nie 'n prins nie, hy was nie 'n koning nie, hy was nie 'n krygsman nie. Hy was 'n priester. En God het hom geroep om 'n wag te wees op die wagtoring. Jy het vanoggend gepraat van die Jehovah's, die wagtorings. Yes. Ons moet nie na daai wagtoring luister nie, want hulle is heeltemal op die verkeerde wagtoring. Amen. Hulle preek nie die regte woord. So laat hulle tot bekering kom, Here. Die boek is geskryf tussen 593 en 571 voor Christus, terwyl die stam van Juda en Benjamin weggevoer was in ballingskap deur Nebukadneser. Dit bevat waarskuwings, geweldige klomp waarskuwings vir die volk van Israel, of vir die volk van die twee stamme, Juda en Benjamin, om tot bekering te kom, maar ook vir die volk Israel, dat hulle lewens moet regvermaak. Hier sit hulle nou in 'n ver land, sonder land, as gevolg van hulle eie besluite wat hulle geneem. Besluite wat hulle veroorsaak het dat hulle in ballingskap weggevoer is. Jerusalem lê in pyn, die mure is platgeslaan, die tempel is vernietig, as gevolg van hulle eie wederstrewigheid. En hier is Jesegiel nou in ballingskap, en God roep hom. Hy wek hom op as 'n watchman on the watchtower. Dis baie moeilike bediening om uit te leef. Maar ons elkeen wat 'n kind van God is eintlik 'n watchman. Is dit? Amen. Amen. Ons moet die evangelie verkondig. Soos wat ons hier gelees het in Jesegiel 3. As jy iemand sien verkeerd doen, moet jy hom vertel. Hoorie my maat, dit wat jy nou doen is verkeerd. Kom reg. As jy nie reg kom nie, gaan jy braai in die hel. Dis die kruks van hierdie boodskap van vers 3, vers 16 tot 27 wat ons gelees het. As jy nie reg maak nie, gaan jy sonder God sterwe. Sonder sy genade. En as die Here op jou hart kry om met iemand te gaan praat, sodat hy kan tot bekering kom, en jy doen dit nie, dan is sy bloed op jou hande. Is waar. Baie ernstige woord. Ons moet nie ongehoorsaam wees as die Here van ons sê om iets te gaan doen, om met iemand te gaan praat, as ons sien, hy doen verkeerd nie. Nee? Ons lewe in 'n tyd
waar die waarheid stilgemaak word Amen. Waar. en sonde verhef word. Ons sien dit so in die media. Dis waar. Die LGBTQ++ gemors, drek wat hulle in die mense se keelgatte in afdruk. Pride, hulle is trots. Dis 'n sonde, trotsheid. Dit word geselebreer. As tot 'n hele maand wat vir hulle op sy gesit word. Pride month. Nee mense, Ja. dis nie reg nie. Maar God roep ons om op te staan, te midde van dit. Ons moet wakker word, ons moet opstaan en die woord verkondig. Praat. Watchman, wat is die doel van 'n wag op 'n wagtoring? Wat is sy doel? Waarskuwings. Ja, Waarskuwings uit te gee. 'n wagtoring op 'n wag wat op 'n wagtoring staan, kyk in die verte. Hy kan in die verte sien as daar probleme aankom. En sy funksie is om te waarsku op die regte tyd. As jy nie waarsku op die regte tyd nie, gaan daar probleme kom. Amen. Jou plek gaan aangeval word. Dis waar. Die mense gaan nie gereed wees om jou stad te verdedig nie. So as daar probleme kom en jy het nie gewaarsku nie, gaan daar mense doodgaan. En hulle bloed is op jou hande. Dis wat Esegiel hiervan praat in Esegiel 3. As jy nie God se woord verkondig tydig en ontydig nie, kan daai persoon op 'n ontydige wyse doodgaan. Amen. En sy bloed is dan aan jou hande. A watchman stands on the wall of the city. He is alert, he is sober, and he is vigilant. Hy is nie gesuip nie. Deur sy sinne bedwelm nie. Hy's paraat, hy's soos 'n soldaat. Amen. Amen. Hy's op en wakker, hy's paraat en in sy oë deurkyk die horison. En sy ore luister vir gevare wat op pad is. Wanneer die gevaar kom, dan blaas hy op sy trompet. En hy maak die mense wakker en sê hier is gevaar op pad. Punt nommer 1. We are called to be a watchman. Ons is geroep Amen. om 'n bewagtoring te wees. Dis waar. Vers 16 en 17. Ons het dit gelees, Esegiel 3 vers 16 en 17. Net soos Amen. God vir Esegiel geroep het, het hy ons geroep. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Wat is die belangrikste gedeelte? Wat is die belangrikste hierso? Ek weet nie hoe laat is dit nie. Wat is die belangrikste aspek hierso in vers 17? Hy sê, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. So as 'n aanstelling. As God jou nie aangestel het nie, moenie jy die werk doen nie. Amen. En nog 'n belangrike aspek is, jy moenie iets sê wat God nie gesê het nie. So hoe hoor jy wat God vir jou wil sê? Hoe sê jy wat God wil hê jy moet sê? Deur die woord. Ja. Dit kry ons in Jeremia 23. Ons het dit Ja. Frank gelees. Jy moet die woord bestudeer en op jou knieë bly. Jy kan nie nou net raai riepe gaan speel en sê, Here, God sê dit en dit en dit nie. Dit moet uit die woord gestaal word. Amen. En God moet jou stuur. God moet vir jou sê, gaan sê dit vir daai persoon. Amen. Jy kan nie profeteer as God nie vir jou woord gegee het nie. Yes. You have to speak the mind and counsel of God. That's prophetia. Is 'n Griekse woord vir prophesy. Speaking forth the mind and counsel of God.
Jy kan nie goed sê wat nie volgens die woord gestaan word. Dit is so belangrik. Jesegiel, baie belangrik, het nie gevolunteer nie. God het nie gesê, wie wil opstaan as 'n wag vir die wagtoring nie. God het na hom toe gegaan en vir hom gesê, Jesegiel, jy is 'n wag op die wagtoring vir Israel. Amen. Here het sy hart geken. Ja. Dus God appoints the watchman. Amen. I have made you. Ezekiel didn't volunteer. The watchman's role is not self-chosen, it is God-given. En ek het gesê, jy moet spreek wat God vir jou sê om te spreek. Wat dit beteken is, elke boodskapper, ek praat van elkeen van ons, nie net die persoon wat hier voor staan nie, elke kind van God is 'n boodskapper. Amen. 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 Hy moet eers 'n luisteraar wees, voordat jy 'n boodskapper kan wees. Jy kan nie mense waarsku deur jou eie opinies nie. Opinie 3 vers 16 nie. Amen. Nee. Of Jos 5 vers 17 nie. Of first imaginations. Ja, Ewert 2 vers 8 nie. Ja. Nee. Jy moet spreek dit wat in die woord van God staan. Voordat jy preek, bid. Voordat jy bedien, voordat jy counsel, luister. Voordat jy iemand waarsku, wag. Amen. En vertrou. Wag Vertrou die Here. en vertrou die Here. Amen. Moenie net inspring en gaan doen nie. Dis afsondering tyd. In Jesegiel se tyd het die veiligheid van 'n stad het hulle 'n staat gemaak op die manne wat in die wagtoring sit. Dat hulle werk reg moet doen. As die wag geslaap het aan diens, het baie mense geval. Sy werk daar op die muur was nie baie glamorous geweest. Maar dit was baie belangrik. As waar. Toe ek in die gevangenisdiens was, baie jare terug, daar in die toentertye, Ek goeie stok uit. het ons deel van ons pligte was om die dag wag te staan. En in die aand, as jy Amen. nagskoolwerk, Amen. jy daar in 'n toringkie gaan sit. En jy moet die gevangenes so in die verte beskou. Kyk dat alles alright is. Jy kan nie aan die slaap raak. jy moet nie aan die slaap raak, dan jy kan jou werk verloor. Ja. En dan sit jy daar met jou geweertjie langs jou R4 of wat, die FN of wat ook al. En as daar gevaar is, moet jy maar skiet. Maar gelukkig was daar nooit so in my geval gewees dat daar iets gebeur het nie. So in die dag, dan sit jy daar in die toring, maar het word warm en hy sit kaaietjie. Daar is nie aircon nie. Dit sink. Bo en langs die kante. En die son bak, daar sink baie warm. So ek weet hoe dit is om wag te staan. So ek weet nie of julle dit al gedoen het. Baie wag gestaan. Baie. In die lugmag en die weermag, baie wag gestaan. Baie. En jou funksie was om veiligheid te bewerkstellig. Jy is basies die eerste linie van veiligheid. Dis waar. En as jy nie jou werk doen nie, dan is daai eerste linie verlore. Amen. Jou area wat jy moet dophou is daar nie sekuriteit nie. En die vyand bespied. Hy kyk, waar is die wagte wat nie hulle werk doen? En dan val hy jou aan daar. Is daar areas in jou persoonlike lewe waar jy nie 'n wag het? Waar die vyand kyk. Waar kan ek hierdie ou aanval waar hy swak is? En hy val jou aan daar. Hy doen Jy is- wat hy doen.
Jy is vulnerable. Jy's kwesbaar op daai spesifieke area. Wat moet jy maak om daai spesifieke area waar jy kwesbaar is, sterk te raak in dit? Gaan op jou knieë. Amen. Here, help my dat ek hier wag op hierdie wagtoring wat hierdie area in my lewe moet beskerm, dat hy dit sal die werk doen. Heilige Gees, help my dat ek hierdie swakheid kan oorkom. So dit gaan buite toe en dit gaan binne toe. Amen. When God gives us a message, we are accountable for obedience. Wanneer God vir jou 'n boodskap gee, is jy verantwoordelik om gehoorsaam te wees, om die boodskap uit te dra. Dit gaan oor gehoorsaamheid, nie oor die vrug nie. Jy kan 'n boodskap vir 'n man gaan oordra wat sê, hoorie, jy moet ophou met hierdie nonsens waarmee jy besig is. En hy kan sê, okay, ek gaan nie meer jou te doen nie. Of hy kan sê, ek luister nie na jou. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid, nie oor die resultaat van jou gehoorsaamheid. Amen. Wees net gehoorsaam. Moenie kyk na die vrug van jou gehoorsaamheid. Dis soos Paulus sê in Handelinge. Ek het die saad gesaai, Apollos het water gegee, maar is iemand anders wat die vrug gaan pluk. Ons werk saam as 'n span. Daai man het miskien nou die saad ontvang, die woord gehoor. Hy het in sy hart ontvang. Amen. Maar eers later van tyd gaan hy daai vrug kan pluk. Iemand anders gaan nou weer na hom toe kom en sê, "Wil jy moet regmaak, repent," en dan doen hy dit. Dan sien daai man die vrug op jou arbeid. Amen. 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 Maar wees gehoorsaam. Punt nommer 2. Wat is jou verantwoordelikheid as wag? Vers 18 tot 21 het ons gelees. Jy moet spreek. Wees paraat, wees gehoorsaam. If you fall asleep spiritually, the enemy can sneak in unnoticed. Amen. Wees waaksaam, mense. Ons moet paraat wees. Many are depending on your alertness. Baie maak staat op jou waaksaamheid. Jou familie, jou kinders, jou kerk. Wanneer jy aan die slaap raak, gaan die vyand inkom. Wie is daar in jou lewe wat 'n waarskuwing moet ontvang? Is daar iemand wat jy nou aan kan dink op hierdie spesifieke stadium wat 'n waarskuwing in sy lewe nodig het? Waarsku baie mense daagliks. Ja, Daagliks, ja. dis goed. Familie en vriende, Ek moet Ja. Daagliks. medemens. Is jou mond toe? Is jy bang om die waarskuwing oor te dra? Of doen jy dit? Waaksaam. My attitude is, you ain't seen nothing yet. Vir koning Jesus. Moenie net hier die heup uitskiet nie. Ja. Jy moet spesifiek wees in jou waarskuwings. Wanneer God vir jou sê, gaan praat met daai man, gaan praat met daai persoon, gaan praat met daai, gaan hy vir jou die woord gee om met hulle te kan praat. Amen. Amen. 'n Ware wag op die wagtoring leer God se tydsberekening ken. Dis waar. Daai is hier nie waar. Om te spreek wanneer God jou mond oopmaak en om stil te bly wanneer God jou stem toemaak. God sê vir jou wat om te sê. God sê vir jou wanneer om dit te sê. God sê vir jou hoe om dit te sê. Eie opinies het geen gronde wanneer God met jou praat en vir jou sê, gaan praat met daai persoon. Amen. Amen. Dis waar.
If you want to be a watchman for God, you must learn both the voice of God and the timing of God. Because an untimely word can wound rather than warn. Wanneer jy iemand ontydig gaan waarsku, kan dit hom meer kwaad doen as wat dit vir hom goed doen. Leer om te luister na God. God se tyd. God se tyd, Amen. nie jou tyd. Being a watchman means hearing from God through His word. Dis God se woord vir jou, wat jy moet gebruik. Warning us in love, not in judgment. Walking in obedience, no matter the cost. Dis partykeer eina om met iemand te gaan praat, né? Dis waar. Maar praat met hulle, wees gehoorsaam en gaan praat hulle en waarsku hulle. Want as jy dit nie doen nie, en daai persoon kom vandag tot sterwe, gaan sy bloed op jy van jou hande geëis word. Wees gehoorsaam, doen dit. As God sê gaan praat nou met hom, dan moet jy nou gaan. As God sê gaan praat môre met hom, gaan doen dit môre. Moenie dit nie vandag gaan doen. Wag op die Here, en hy sal vir jou lei. Derek Prince sê die volgende: Truth is not optional, it is life or death. God's messengers must speak it even when the world mocks it. Amen, is waar. Ons sien dit so baie. Die mense, ek weet nie of julle die video's al gekyk het van hierdie ouens wat so die woord verkondig by hierdie LGBTQ funksies en optredes en goed. Hoe daai mense hulle uitskel en hulle vloek en die mic sit hulle hande uitklap. En te kere gaan, omdat hy die waarheid verkondig. Dergelike dinge. Amen. Truth is not optional, it is life or death. God's messengers must speak it even when the world mocks it. Die wêreld hou nie van die waarheid. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal ons julle vrymaak. Amen. Amen. As jy nie die waarheid verkondig nie, gaan daai persoon nie die vermoë hê om vry te raak. Met die hulp van die Heilige Gees. Amen. Wat 'n voordeel het dit vir jou as wag op die wagtoring om 'n wag te wees? Die reward is nie fame and fortune nie. Dit is getrouheid. Amen. Wanneer jy God se stem gehoorsaam, al luister niemand daarna nie, dan word dit opgeteken in die hemel. Dit word. Want jy is gehoorsaam. Jou gehoorsaamheid word opgeteken in die hemel, ongeag of die mense luister of nie. Fame and fortune is nie vir nou nie. Ek wil terugkom na daai illustrasie van wat bou jy op die fondasie van Jesus Christus? Is dit hout, hooi en stoppels, of is dit goud en edelgesteentes? If you are obedient to the word of God and speak in the right time His word, His mind and counsel, you are building on the foundation of Jesus Christ. With precious stones, with gold and silver and diamonds. Jy gaan jou reward ontvang eendag in die hemel. Goeie en getroue dienskneg. Moenie moeg raak in die werking van die goeie nie. Wees getrou tot die einde. Wanneer jy by die muur staan en bid, wanneer jy die waarheid verkondig, wanneer jy vir jou familie intree, sien die hemel dit. Amen. En enige tyd van die dag, van die maand of van die jaar, kan God terugkom en ons kom haal. En wanneer hy terugkom en ons toe kom haal, dan sê hy vir jou, goed gedoen. Amen. Goeie en getroue dienskneg.
jy het op jou pos bly staan. Jy was getrou, jy het gewag op die wagtoring. Jy het die mense gewaarsku tydig en ontydig. Jy het die toets volstaan. Amen. Ek wil afsluit met die volgende. Die wêreld is vol krake. Die vyand kom aan van alle kante af. Deur sy slinkse maniere, deur kompromieë, deur sonde, en net deur despair. Wat is despair in Afrikaans? Ongeloof en probleme en swart wolke wat aangerol kom. Moedeloosheid. Maar God bly getrou. Want hy soek nog steeds na die wagtoring. Amen. Jesegiel 22 vers 30. Kom ons lees dit daar. Jesegiel 22 Vers 30. Jesegiel 22 vers 30. Kan ek lees? Lees vir ons daar. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet. Dit is 31. Ja. Deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Amen. I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me, but I found none. Amen. Is ons beskikbaar vandag om wag tot die wagtoring te Amen. wees? As God vir jou sê, gaan praat, doen dit. Amen. As God sê vir jou, gaan wag eers en maak jou eie lewe reg, doen dit. Amen. Ja. Is daar plekke in jou lewe soos ek gesê het, swakhede? Vra die Here om jou te help, my swakheid te sterkpunt. Verseker. Is daar sondes in die lewe waar jy troetel? Plaas dit op die altaar, vra die Here om jou te vergewe. En ek wil afsluit met 'n skrif in waar is dit? Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Die sleutel is die vers 4, maar kom ons lees dit daar in Engels. Nou wil afsluit hiermee. Dan gaan ons oor na die tafel. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Vers 4 begin met, but God. Maar God, Wat ryk is in being barmhartigheid. rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, Amen. not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand
that we should walk in them. Amen. Vers 4, but God. Wanneer God op die toneel verskyn, verander dinge. Ja, die maarsiekte, Ja, by die kinders van die Here aanlei, maarsiekte, maar as God intree. maar God sal dit en dit doen vir jou. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons bid saam. Thank you, Lord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon geleer het dat ons wag op die wagtoring moet wees. En Heilige Gees, ek vra dat U ons harte sal voorberei vir die woord. Asseblief, koning. Want wanneer U vir ons 'n woord gee, dat ons dit volgens die woord sal uitdra en die mense sal waarsku teen gevaar en onheil en dat hulle sal regmaak met U. Here, ek vra dat U ons sal help in ons daaglikse wandel, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons paraat sal wees, dat ons ore sal hoor wanneer U met ons spreek. En dat ons sal woorde spreek volgens die woord, nie volgens ons eie opinies nie. En dat wanneer ons met iemand gaan praat, dat ons dit nie sal doen uit judgment uit nie, maar in liefde. Want ons is almal sondaars. Dankie Jesus vir die goedheid en die getrouheid. Here, waar ons nou oorgaan in die tafel, dat U dit ook sal seën in ons liggame. Dankie Here Jesus vir die goedheid en die getrouheid. Amen. Amen. Dankie julle mense. Ons gesels weer eendag op 'n reendag.